Goeiemôre vriende, ons vertrou dat u elkeen 'n heerlike nag se rus gehad het, dat u vars en verkoop en nuut opgestaan het. Ons eer die Here vir sy woord en dat ons ook deur hierdie waarheid gestig kan word, gerig kan word. En wanneer ek vir u preek, onthou, dan preek ek vir myself. Ook ek het nodig om te buig onder die gesag van die woord en dikwels as ek so preek, dan besef ek hoe ver ek self tekort skiet en dan roep ek uit, Here, wees vir my ook sondaar genadig. En wanneer ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, sê 1 Johannes 1 vers 7, dan reinig die bloed ons van alle sonde. Baie interessant is in die oorspronklike taal staan daar dat die bloed ons gedurig reinig van alle sonde. 'n Mens word eenmaal weergebore, maar van die dag van wedergeboorte tot die dag van my sterwe sal die bloed van Christus my gedurig reinig van alles wat tussen my en God staan. Sonde wat mag inkom, gedagtes, woorde, dade, optredes. En daarom sê die Bybel vir ons, as iemand sê dat hy nie sonde het nie, mislei hy homself en die waarheid is nie in hom nie. Maar as ons sondes bely, is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Hoe kosbaar om hierdie groot waarheid in God se woord raak te sien, dit ter harte te neem en ook uit te leef. En mag een ek ook voor die Here wandel, nie as mense wat 'n skyn van heiligheid voorhou, wat dink ons is volmaak in die wet van God en in die woord van God nie, maar mense wat sê, Here, u weet, u ken, u verstaan, en Here, hier is ek, reinig my, heilig my, deur die kennis van die woord, wys my hoe lyk ek voor u, en gee my dan genade om dan te wandel, soos u dit van my vra. Nou, ons is tans besig met hierdie groot en baie belangrike saak van, is God se wet en gebooie nog op ons van toepassing? Is dit nog relevant vir ons dag en tyd? Het ek vir u al reeds gesê, dis verseker relevant vir ons dag en tyd, en kan ons kosbare waarhede daaruit leer, en het ons al reeds kosbare waarhede geleer. Vir u gesê, hier is maar net kort oordenkings, ons kan nie alles oor die gebod sê, wat ons moet sê, of wat ons kan sê nie. Daarom het u die verantwoordelikheid om verdere ondersoek in te stel, en as daar enige vraag van u kant af is, kan u met groot vrymoedigheid vra, en ons vertrou die Here om vir ons wysheid te gee, dat ons saam kan groei in die kennis en genade van ons dierbare Here Jesus Christus. Ons lewe in 'n tyd waar mense baie min kennis van God se woord opdoen, baie min wysheid het in die toepassing van God se woord. En daarom dank ek die Here vir die voorreg om die woord aan u te kan bedien, nie net om self te leer nie, maar ook u te onderrig, dat ons die Here kan verheerlik. Nou, ons is by die laaste gebod vanmôre, en daar in Eksodus 20 vers 17 lees ons daarvan, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. So ons praat vanmôre by hierdie geleentheid oor die 10de gebod, naamlik sondige begeertes en wat jy nie mag doen nie. So kom ons doen 'n gebed saam en dan kyk ons na hierdie groot saak. Vader, baie dankie vir u woord. Here, ons lees in Eksodus 20 van hierdie kosbare gebooie wat u vir u volk gegee het. Ons sien hoe dit in die Nuwe Testament herhaal word en hoe dit op ons van toepassing is, en ons dankie vir die riglyne wat u ons gee. Gee vir ons wysheid, Here, om dit nie net te hoor nie, maar te verstaan, ter harte te neem, toe te pas en u dan so te verheerlik. Baie dankie, ons kan dit bid in u naam en ons kan dit bid met danksegginge. Amen. Nou vriende, ons lees daar in Eksodus 20 vers 17 en ek gaan vir u die Engelse vertaling lees. You must not be envious of your neighbor's house, or want to sleep with his wife, or want to own his slave, oxen, donkeys, or anything else he has. Nou hierdie woordjie envious is die woordjie jaloers of afgunstig. Ons vind in Deuteronomium 5:21, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie. Nou hierdie woordjie hinker is 'n sterk begeerte of 'n innige verlange of 'n smag na dit wat jou naaste het nie. En waarom sê die Bybel mag ons dit nie doen nie? Ek dink die Heidelbergse Katekisme stel dit vir ons baie mooi. Wat eis die 10de gebod van ons? Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons harte opkom nie. Ons moet altyd en heelhartig vyande van alle sonde wees en 'n begeerte tot alle geregtigheid hê. U sien, die 10de gebod vat eintlik al die ander gebooie saam. Dat as ek die Here my God lief hê, sal ek my naaste geen kwaad aandoen nie. En dis waarteen die Here die volk Israel in hierdie 10de gebod waarsku. Dat hulle nie 'n sterk drang en 'n sterk begeerte sal hê na hulle naaste se goed nie, of afgunstig sal wees op dit wat hulle naaste dan bereik het nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat die Here 'n wreker is van hierdie dinge. Ons dink maar aan voorbeelde in die Ou Testament. Ons dink aan Agan in Josua 7 vers 21,
hoe hy dan ook hierdie buit gesteel het. En die Bybel sê vir ons in Josua 7 vers 21, ek het naamlik een mooi mantel uit Siniar by die buitgoed gesien en 200 sikkel silwer en 1 goudstaaf en 50 sikkels in gewig. En ek het dit begeer en dit geneem. En wat was die uiteinde van Achan se sonde? 36 man is gedood. En u sien, wanneer ons met sterk begeertes in ons hart sit na ons naaste se goed, is daar altyd gevolge. Ons dink maar aan wanneer 'n man 'n broer van hom of 'n naaste van hom se vrou begeer. Egbreek vind plaas en die geweldige gevolge, of wanneer hy die ou se huis wil hê of sy besigheid wil hê, die bedrog, die leuns. En as u agterkom deur die 10 gebooie, is hier die eindelik die kersie op die koek deur vir ons te sê, luister, as jy God liefhet, sal jy jou naaste nie te nakom nie. Die Nuwe Testament kom en hy sê vir ons in Lukas 12 vers 15, en Jesus sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug. Weereens dieselfde woord wat ons nou in die Ou Testament gekry het, 'n sterk begeerte om dinge te besit, of gierigheid. Want die Bybel sê vir ons, iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. So as ek heeltyd begeer en as ek my naaste se goed begeer en altyd hinker na wat my naaste het, sê die Bybel, is ek besig om lynreg teen God se gebod op te tree. Efesiërs 5 vers 3, maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word, soos dit die heiliges betaam nie. U sien, dit moenie eens onder ons genoem word nie. Nou ek weet, baie keer sal ons sê, maar daai ou het 'n mooi kar, of daai ou het 'n mooi huis, en kyk daai pragtige swembad wat hy vir hom gebou het, en ek dink nie dis noodwendig verkeerd nie, maar wanneer hierdie goed oorgaan na 'n sterk begeerte om dit wat my naaste het vir myself te verkry, dan sit ek met hierdie probleem om hierdie sonde te pleeg, waarteen die Here my waarsku. Die apostel Paulus kom na die gemeente in Kolosse en hy sê in Kolossense 3 vers 5, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. U sien, as kind van die Here moet my grootste begeerte nie wees na wat my naaste het, of my naaste se vrou of sy kar of sy huis of wat ook al nie, maar my grootste begeerte moet wees om te wees soos Jesus. Daardie pragtige lied sê, te wees soos Jesus, ek verlang te wees soos hy. So rein en heilig, so sag en nederig, ek verlang te wees soos hy. U sien, dis nie 'n sondige begeerte nie. Wanneer hierdie begeerte in my hart is, Here, ek wil wees soos Christus, en deur u Gees stel my in staat en onderrig my vanuit die woord om Christus in die woord raak te sien en hoe hy afgeskilder is as die heilige wat vir ons die voorbeeld nagelaat het, dan sê die Bybel, hierdie begeerte is in lyn met God se woord. Die begeerte waarteen die Here my waarsku is 'n begeerte wat sal lei na sonde, wat sal lei na baie verdriet en hartseer in my lewe. Nou ek wil vir u noem, daar is basies 4 stappe wat gevolg word in die aanloop na begeertes wat sal lei tot sondige optredes. Kom, ek gaan gou vir u hierdie 4 gedagtes gee. Daar is basies 4 stappe wat gevolg word in die aanloop na begeertes wat sal lei tot sondige optredes. Die eerste ene is die vonk of die aas of skadu van 'n sondige gedagte waarmee ek nie brutaal en definitief deel nie. Met ander woorde, begeertes kom na ons elkeen. As ons nie brutaal en definitief deel daarmee nie, dan kom stap 2. Die akkommodering van die gedagte, die Engels sê dit so mooi, to entertain the thought. Dis wanneer ek hierdie naaste se vrou sien en ek nie brutaal en definitief daarmee deel nie, dat stap 2 sal kom en ek sal dit begin koester in my gedagte, en later die derde stap is om dit te regverdig en te sê, maar dis nie so verkeerd nie. Almal doen dit en die Here sal my verskoon in hierdie saak, en dan die laaste een, die daad wat dan ten uitvoer gebring word. Daarom sê Jakobus 1 vers 14, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Luister vriende, sonde gee nooit wat dit beloof nie. As jy dink dat sonde vir jou gaan gee wat sonde beloof, is jy 'n dwaas. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat mense tree soms dwaas op omdat hulle gemoed en hulle hart die waarheid van God se woord een kant skuif en uitskuif. Kom ons dink maar aan 'n man soos koning Dawid. Ag, ons dink aan hoe hy hierdie vrou Batseba gesien het en hoe sy sien van haar 'n begeerte gewek het, en ons sien hoe hy navraag gedoen het, haar na die paleis gebring het, met haar gemeenskap gehad het, en ons ken die geweldige hartseer gevolge
in die lewe van Dawid, want u sien, wanneer ons sonde doen, dan is sonde nie afgehandel en is verby en almal vergeet daarvan nie. Sonde het altyd gevolge, en veral wanneer ons begeer, is die sonde soveel groter. Ons dink aan waar hierdie groot probleem vandaan gekom het. Ons dink aan die Here wat die opdrag in die tuin van Eden vir Adam en Eva gee. Die Here het vir hulle gesê in Genesis 3 vers 1, dat hulle, of in Genesis, dat hulle van die boom van kennis van goed en kwaad nie mag eet nie. Nou sê die Bybel met die versoeking, het die slang na die vrou gekom en gesê, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van die bome van die tuin nie. Dis nie wat God gesê het nie, maar die duiwel lieg nou vir haar. Vers 2, en die vrou antwoord die slang en sê, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, mag daarvan nie eet nie. Want as jy daarvan eet, sal jy sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en sy neem van sy vrugte, en sy eet en gee ook aan haar man, en hy het geëet, en die sondeval vind plaas, en ons beleef die geweldige gevolge daarvan. Wat staan ons te doen? Spreuke 4 vers 23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. As kind van God moet ons oë, ons ore en ons hart bewaar. Die wêreld is vol begeerlikhede en sonde wat lê en loer, en sy begeertes na jou, soos die Bybel sê. Daarom moet ons bly bid. Psalm 139 vers 23 en 24. Deurgrond my, o God, en ken my hart, en toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Die enigste ware, eerbare begeerte kan wees, te wees soos Jesus. En daarom wil ek u vra dat ons sal sing en daagliks sal uitroep, soos hierdie pragtige lied sê, o maak my rein, want voor u troon moet ek verskyn. Stuur tog op my u louteringsgloed, en maak my rein deur Jesus bloed. Mag die Here vir my en jou genade gee, dat ons hierdie waarhede sal raak sien, en God welbehaaglik sal wees. Seën vir u, groete, sterkte vir die dag, en mag u lig skyn tot eer van die Here. Groete en mooi dag, tada.